Hierdie kort reeksie van 4 is baie spesiaal vir ons ouers bedoel. Ek praat in kort oor 'n baie belangrike boek wat ek wil hê elke ouer moet aanskaf en moet lees. Dit is so belangrik in hierdie tyd wat ons op die oomblik ons kinders in groot maak, ons jong mense sukkel. En hoekom sukkel hulle? Hierdie boek se titel sê dit vir jou, The Anxious Generation. Angs en depressie en is verskriklik onder ons jong mense. Die skrywer is die outeur Jonathan Haidt en die subopskrif is How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. 'n absolute epidemie van swak emosionele welstand is onder ons oë besig om te gebeur as gevolg van skerms en die digitale en te veel tegnologie onder ons kinders. En ek beskou hierdie navorsing in die 10 jaar wat ek hier oor navorsing doen as die heel beste navorsing nog ooit beskikbaar. So ouers, asseblief skaf dit aan. Nou vandag wil ek so 'n bietjie fokus op wat hy beskryf in sy boek. Nou, meisies word erger geraak hierdeur. Jong dogters of jong meisies, die jong dames word erger geraak hierdeur as seuns. En hy doen ons 'n groot guns in hierdie boek en hy skryf 'n hele hoofstuk oor meisies en 'n hele hoofstuk oor seuns. So ek gaan nou probeer om vir jou so 'n bietjie net te deel. En ek begin met 'n gevalle studie oor 'n meisie wat die volgende skryf, 'n jong meisietjie. Sy sê, I can't stop comparing myself. It came to a point where I want to kill myself because you don't want to look like this, and no matter what I try, I'm still ugly, feel ugly. I constantly cry about this. I became obsessed with other pretty girls. Mense, en dis wat besig is om te gebeur met ons meisies. Dit het 'n platform van vergelyking geword. En ek wil vir jou sê, moenie vir my sê nie my kind nie. Ek wil vir jou sê elke meisie, veral in hulle tienerjare, in hulle adolessensie, in hulle puberteitsjare, soos hulle fisiologies en fisies verander, vergelyk en media raak dan verskriklik gevaarlik en sosiale media veral. En 'n ding wat my regtig moeg en moedeloos maak, en hierdie is nou persoonlik, het niks met die boek te doen nie, is hierdie sogenaamde influencers op televisie. Hierdie vroue wat so perfeksie uitstraal en vir ons jong meisies probeer vertel hoe lyk perfeksie en wat is perfeksie. Kom ek haal vir jou 'n influencer aan. Even though I was preaching self-love, I was doing completely opposite with myself. Daar's 'n belydenis van 'n influencer wat sê, ja, ek het gesê met jouself lief hê, maar ek was so obsessed geweest met ander mense soos ek myself vergelyk het. En dis die probleem met ons jong meisies. Nou 'n kliniese sielkundige wat ek nou al baie gebruik het ook in ouerskapseminare en so aan, Lisa Damour, sy navorsing bewys, meisies het kwaliteit vriendskappe nodig, nie kwantiteit nie. Wat gee sosiale media vir jou? Kwantiteit. Navorsing wys vir jou deur 'n kliniese sielkundige, bekende vrou Lisa Damour, ons meisies soek kwaliteit, nie kwantiteit nie. Wat doen sosiale media? Jy word gemeet aan kwaliteit. Hoeveel vriende het jy op sosiale media? Hoeveel likes, hoeveel follows? Ander navorsing. Heavy users of social media are 3 times as likely to be depressed as non-users. Hoor mooi. Daar's 'n direkte verwantskap tussen te veel sosiale media en depressie, swak emosionele welstand. Nog navorsing. Sosiale media is 'n direkte oorsaak van angs en depressie onder meisies. Nie indirek nie, direkte oorsaak. Meisies gebruik sosiale media meer as seuns en hulle verkies die platforms wat sterk visueel is. So wat kry ons? Visuele vergelyking. Daai een se hare, daai een se bou, daai een wat so mooi is, daai een wat so perfek is. Heeltyd 'n vergelykingsstorie. Visuele sosiale media. En dan natuurlik word ons meisies ook, ek wil die woord gebruik, aangeval. Die stranger danger konsep. Vreemdelinge wat vir hulle vriendversoeke stuur en daar gebeur ontvoerings en daar gebeur verkrachtings en al daai gevaarlike gebeur baie meer met meisies as wat dit met seuns gebeur. Nou hier is die effek op seuns. Kom ons kyk bietjie na seuns. Hier's 'n gevalle studie van 'n jong man wat erg besig was, ure en ure met gaming, videogames en pornografie. Dit het begin op ouderdom 9. Mense, asseblief, hierdie goed is ernstig. Vra my, ek het al met pornografie verslaafde kindertjies gewerk van graad 4. I missed out on a lot of stuff in life.
Hy sê dit later in sy lewe. Ek wil amper sê nadat hy nou vir rehabilitasie gegaan het en gesond geword het. A lot of socialization. I feel that my interactions are not as smooth and fluid as I want. Dit in sy universiteitsjare het hy tot hierdie besef gekom en hy het vir hulp gegaan. My sosiale interaksie, my verhoudings het agteruit gegaan, my kommunikasie het agteruit gegaan. Ek wil vir jou 2 begrippe leer wat uit hierdie boek uitkom. Die een is NEET, NEET. Ek dink mens kan sê NEET. Dit staan vir Not in Education, Employment or Training. Hoor mooi, NEET. Not in Education, Employment or Training. Die afkorting vir daai lang sinnetjie. En dit kom veral onder jongmans voor. Veral onder jongmans, as gevolg van media en tegnologie en skerms. Dan 'n tweede woord is 'n interessante woord, 'n Japaneese konsep. Hikikomori. Hikikomori. Wat 'n Japaneese konsep is wat verwys na isolasie. Pulling inward. Jong manne veral gaan isoleer hulle self wanneer hulle gaming doen, wanneer hulle besig is met pornografie. Dis die 2 belangrike goed by ons jong manne. En dan kry jy hikikomori en jy kry die NEET beginsel. Die groot gevaar vandag onder ons jong manne is 2 goed. Is pornografie, dit is 'n verslawing. So daar is nie meer hierdie normale dating met meisies en sulke goeters nie, want ek bedoel ek kyk pornografie. Ek kyk pornografie, onmiddellik. Vriendskappe gaan agteruit, sosiale interaksie gaan agteruit, sosiale intelligensie gaan agteruit. Hulle is bang vir interaksie, want hulle is besig op skerms met pornografie. En hulle vind meisies in hulle lewe en in hulle omgewing minder aantreklik. Dis wat die navorsing vir ons bewys, want hulle sien al hierdie vieslike goed en hierdie lelike goed op skerms. En dan gaming. Daai verslawingsaspek, daai afhanklikheidsaspek van hierdie goed. En dit het alles te doen met tyd. Alles te doen met tyd. Nie noodwendig kompetisie nie, maar met die te veel en die te lang tyd. En dan daai isolasie en eensaamheid. En dan ook die geleentheidskoste. Wel, as jy 'n uur hiervoor gebruik, dan het jy nie daai uur om dit vir verhoudings te gebruik nie. En ons seuns is nie net 'n uur nie, dis 'n uur, 2 ure, 3 ure, 4 ure, 5 ure besig met hierdie goeters wat hulle kon gebruik het vir verhoudings en om hulle sosiale intelligensie te verbeter, en dit gebeur nie. So weer, hier's die boek, The Anxious Generation. Kry dit asseblief, Jonathan Haidt. Ek gaan 'n laaste deeltjie in hierdie reeks, nommer 4, gaan ek volgende week met jou hanteer.